is dit nie? Meer is welkom. Die Springbokse mense is ook welkom. Yes, hulle was al lang klas in die kerk. Ek weet nie hoe gaan dit daar, maar hier was dit lang. Maar allemaal baie welkom. Ons is altyd opgewonde. Yes, ek kan nie wag vir Sondag. Ek is opgewonde vir Sondag. Ja, prys die Here, amen. So dis lekker. Jy op Baartrek is ook 'n slag in die kerk. Amen. Ja, jy wil mos nou in waarde groei. Ek kan mos in myne maak as ek 'n kolle ver. So, hy is nie volledig nie. Amen. Ons gee maar net so vinnig ons afkondiging kies. Ag julle weet nou wragtig teen hierdie tyd dat die kerk 10 uur begin. Woensdag kuier ons lekker saam. Met ons klasse gee. Donderdag met die biduur. Vrydag kan jy kom saam sing. Philip het hier saam met ons gesing. Vrydag. Ek het later die kant toe geskuif van ons kry toe nie nood nie. Nee, ek jok sommer. Nee, die ouens laat loop. Hy het party liedjies gemaak asof jy hulle ken, want ek het gehoor hy ken hulle. Maar toe hy het geprobeer. Ons dan moet net vir hulle geluk sê, Michael en Hermine met hulle kleinkind. Ons is trots vir ons wat nou die gemeentetjie weer begin het, is dit die eerste kleinkind in die gemeente. En so, daar is altyd die eerste. Nou wag ons nog net vir 'n slag, 'n eerste troue van ons mense, ons kerkmense, nie hierdie ander mense wat mense hier moet omstaan. Ons moet nou, waar is die ou losloper vrouwtjies? Dat ons nog weer 'n man soek, ja sê, ons wil ons op termoslag bruiloft hou en konfetti gooi. Ja, natuurlijk te bieden. Ja, maar is kan met so aan. Wat 'n droogte is dit hier in die kerk. En so is daar enige iets wat ek nou gemis het, iemand wat ongesteld is, wat nie lekker is nie, wat ons intree, sit altyd kom gee die name net vir Christine op, en ons bid vir hulle. Christine, hulle het so lekker lysie, en ons tree in vir ons mense, iemand wat jy as mense ver ry, of enige iets kom gee dit by hulle, en ons tree in daarvoor. En verder is ons die Here dankbaar. Ja, ons is dankbaar, ons huis is aan die gang. Ons sê dankie vir Nico. Nico die huis vir ons regtig teen so billige prys. Ja. So baie dankie Nico, ons waardeer dit regtig waar. Dis 'n massiewe huis vir so min geld. So, maar Nico verstaan ook waarvoor dit gaan, dis waaroor. So ons is dankbaar. Ons roei al daar, ek het al gesaag. Ek het amper vir hom Koen gevra om vir my eers in te tree vandag hier om te preek, want die riggers, die takke. Ja, ek het so 'n bietjie hulp gister gehad, maar hulle het gestaan en kyk. Ek noem nie name nie. Hulle het gestaan en kyk. Nou vee hulle is soos 'n munisipale werker. So 'n paar sit hulle om. Ek maak sommer net 'n grapie. Hulle dan met 'n grapie so bietjie gevee. So, ons is genadig. Amen. Julle sal jy vir ons open en dan kan ons lekker saam sit. Ons kan skielik hierdie ding maar afval. Ek het presies so erg voor 'n verjaarsdag. Omdat moenie met boeke in terte nie. Amen, kom ons sluit ons oop. Almagtige grote God, U wat die begin en die einde is. Vader, U wat my Vader is. Vader, ek bid vanoggend vir myself en ek bid vir hierdie mense in die gemeente. Vader, ek bid en ek vra, Jesus, breek die bande en maak ons vry. Vader, van al ons sondes. Amen. Vader, ek bid ook so vir ons siele in hierdie môre. Van die siel beheer die verstand. En die verstand beheer die hart. En ek vra
dat die krag van die Heilige Gees ons siele sal lei. En Vader, die wat nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, vra dat hulle vir hulle self sal bid en sê, Here, lei ons na die waterstrome van die Heilige Gees. Vader, en ek bid ook so, Vader, as die aanslag van die duiwel kom, dat ons sal sterk staan en vir die bose sê, gaan sê vir die duiwel, ons is besig om saam met Jesus te wandel. Amen. Vader, ek bid dat die strome van die Heilige Gees in die kerk sal vloei en deur pastoor sal vloei. Dat dit nie sy stem sal wees nie, maar dat dit die stem van die Heilige Gees van U, wat my God is, sal wees. Amen. Vader, ek bid vir ons wat swaar kry en sukkel, dat deure vir ons sal opgaan, want Vader, as U vir ons deure opmaak, kan niemand dit toemaak. So in ons lewe en so ook by U, Vader. Vader, ek seën hierdie diens in U almagtige grote naam, en in die naam van Jesus Christus, met die krag van die Heilige Gees. Amen. Amen. Ja, ons groet ook sommer net ons klomp weeuwers daar buitekant, ons kyk as Piet Spekkie kan in so slag huis toe kom, en die tieners hulle, en die ander van Wyks, ek ken nie al die name hier buitekant hier in. Ons het wonderlike mense wat van ooral, Australië en oral, en dit is so lekker om terugvoering, daar het Windhoek, Wilma, en ek ken nou nie almal se name nie, maar ons is die Here dankbaar vir elke een wat inskakel, betrokke is vanmôre. Piet van der Merwe kan op 'n slag maar weer kerk toe kom. Hy was seker ook lanklaas geslag in 'n kerk gewees. Hierdie wat so in Springbok rondhang. So ek noem hulle maar net so, ek bring hulle maar sommer so aan die lig dat hulle weer 'n slag in die kerk kom. Dan jy prys Here, kom ons staan en ons sing. Dankie dat julle baie sterk gebed. Lei my, Here lei my,
gedagtes wat in julle koppe opkom, dit kom van die Gees van God. Laat hom toe om julle aan te raak, laat hom toe om binne in julle te werk vanmôre. Elke ene van ons staan hier voor, nederig voor die Here, saam met julle. Nie een van ons in hierdie gemeente is beter as enige van julle wat hier staan. Die Here se naam net groot maak, en as vir 'n beloof en ons wil hom aanbid. Ons nooi julle uit vandag om dit saam met ons te doen. We
So onlangs het die Here bietjie met my gesels. En die Here het my hart gelê dat ons het soveel tyd wat ons nie reg benut nie. Ons gebruik ons tyd verkeerd. Ons kan so maklik kla en moan en kerm en ons kan sê, joh, ek het nie tyd vir dit nie en ek het nie tyd vir dit nie, maar ons sit baie keer by die huis en ons sit en doen niks. Ons gebruik nie ons tyd reg nie en dis waar die gedagte gekom het. Nou dis met hierdie huis begin vir 'n beelse gevalle waar die woord van die Here vir ons duidelik, ek dink is in Jesaja 6 of 58, ek is nie seker nie, wat hy sê, kyk na die weë en die weduwee. Kyk na mense wat stikkend is. Ons manne kan, ek sê nie ons is nie stikkend, ons is net so stikkend soos vrouens, maar nou het ons partykeer 'n manier om dit uit te haal op ons vroue. Daar word arme vrouens so breed geslaan en vernietig en ons sê al hierdie dinge, en dis waar die Here met my gespreek het oor hierdie huisie wat ons begin het. Huisie, dis 'n huis. En waar die Here met my gedeel het en dis 'n gemeente ding. En ek is so opgewonde dat die gemeente deel daarvan sal wees en ons tyd daarin sal gooi. Dat ons tyd daarin sal gooi sodat die wat die Here instuur dat ons hulle kan help. Want ons praat so vanmôre so 'n bietjie oor hartseer. ek change 'n subject sommer oor nag. So maar kom ek hou maar by hierdie een. So die Here praat met ons oor baie hartseer en nou ons eie lewens wat die Here praat oor hartseer en dinge wat in ons eie lewe verkeerd loop. So maar net om so 'n inleiding te gee wat die Here met my gedeel het rondom ons tyd, dat ons tyd sal reg gebruik om by stikkende en hartseer gevalle uit te kom. Daar waar regtig behoefte is, daar waar nood is, daar waar mense uitroep en nou ja, vanmôre lees ek uit Markus 5 uit. Die hele Markus 5 lees hom sommer alles man. Moenie ek moes nie daarom net so teks sê Italië. Lees sommer die hele Markus 5. Dit gaan dit is hoekom ek wil lees. Daar van vers 21 af, sommer dwars deur tot by 43. Dit gaan oor Jairus se dogtertjie en die vrou wat aan bloedvloeiing. Dis ou stories. Baie ou stories. Maar jy sien elke storie het 'n storie. Verstaan jy, ons lees partykeer sommer net die woord en dan nou wat ek hom so deurgegaan het, dan besef 'n mens daar's soveel kosbaarheid in die gees in hierdie letter. Want hierdie is mos nou die letter. Verstaan jy, dit wat jy lees is die letter. Maar as jy gaan stil sit in jou rustige oomblikke, dan begin die gees. Dan begin breek die gees op. En dan verstaan jy, maar dis nie sommer net 'n storieetjie. Verstaan jy, ons lees die Bybel so storieetjies. Ag ja, nee, wat ek het hierdie vrou se storie nou al seker 100 keer. Want elke ou prediker, nou ja, elkeen preek hom seker ook op sy style, of op sy manier of maar moet maar nie vanoggend sê, ag, hier's alweer Jairus en hier's alweer die arme vrou. Verstaan jy, maar daar is te veel hier in hierdie stukkie kosbaar wat op my en elkeen van ons van toepassing is. Wat ons moet vat vanmôre, wat in die gees is. Wat niks met hierdie, dis in die gees waar God met ons begin praat, wat die gees van die Here met ons praat. Werklik met ons diep in ons hart en ons moet vanmôre sny ons af alles daar buitekant. Alle negatiewe, alles sleg, alle lelik en ons vra Here, maak my brein vandag oop. Maak my gees vandag oop dat ek kan ontvang wat U vanmôre met my wil deel. Verstaan jy, anders dan is ons maar weer net hier by die kerk. As jy slaappille gedrink het, is dit oorraai. Ek noem nie naam. Halleluja. Ek wil nou ook so af en toe terugkry. So jy het 'n byt vir my in hierdie gemeente. Maar ek het gesê as ek Sondag hier kom staan. So nee, ek maak sommer 'n grap. Maar wat ek vir my vanmôre kosbaar. As ons vanmôre praat van Jairus. Nou Jairus, net so 'n kort gedagte
rondom hom. Hy was die leerowerste, hy was die owerste, hy was die hoofprediker in Kapernaum gewees, van die sinagoge. Die sinagoge beteken maar eenvoudig van die kerkdag, van die gemeentedag. So hy was die dik ding gewees, soos hulle sê hier in Namakoland, die dik ding. Hy was die leier van hierdie sinagoge in Kapernaum. Hy was in beheer, so daar was 'n klomp mense nou onder hom gewees, en almal het geluister na hom, en almal het gehoor as hy praat, en verstaan jy, so, hy was die ou gewees. Nou kom Jesus in die prentjie, hoor baie mooi. Ek wil net hierdie ding aansit, ek begin nou al sweet. Jy wil toch ek moet die kalbolie so in predik. Jy know, baie predikers wat so op kalbolie. Ek sê maar my tombo drum los. Maar hy was hierdie groot ou gewees. So nou kom Jesus in die prent. Verstaan jy? Ek wil nie baie mooi. Ek begin mos altyd ding so half vervelig, maar ek hoop hy loop meer op die tone later. Maar hier kom Jesus in die prent. Nou ons weet dat hierdie Jode, veral die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Dis maar net elkeen, dis nou maar, ek wil amper sê, die wetsgeleerde sy siening gehad en die skrifgeleerde syne nie. En die Fariseer was nou eintlik maar die grootste probleem gewees in daardie tyd van Jesus se tyd op aarde. Nou, hier's Jesus in die prentjie en hierdie Fariseërs is nie baie opgewonde oor Jesus nie. Want jy sien, hulle het al die tyd die ere gekry. Hulle was die manne gewees, almal het na hulle geluister, hulle het die mense met 'n ysterhand regeer. Die lewe was alreeds onsmaaklik gewees onder die Romeinse juk, dis die mense wat daai tyd, of wie ook al wat in beheer was. Maar ewen in die kerk, verstaan jy, by die sinagoge waar hulle moes vrede en rustigheid kom kry het, kalmte kom kry het, antwoorde kom kry het. Hier sit hierdie pere, hierdie Fariseërs, en hulle sit te gee hierdie arme Jode wat antwoorde soek. Wat jy sien, hartseer kom ons nie van vandag af nie. Dis mos 'n lang storie. Verstaan jy? Dis nie nou nie. So hier's mense wat vrede en kalmte soek, wat innerlike genesing soek. So hierdie klomp Fariseërs staan in die pad van Jesus en die mens. So hulle probeer alles in hulle vermoë om hierdie mense af te dood te maak, te vernietig, seer te maak. Verstaan jy? So is alles reg met kom ons help maar. Amen. So hier sit hierdie mense. En hierdie mense probeer onmin veroorsaak tussen Jesus en hierdie mens wat 'n behoefte het, wat 'n begeerte het. Weet is my hartseer as ons 'n bietjie kyk. Hierdie Jairus wat in beheer van alles is. Jy sien hierdie Jairus, ons sien, ons kan vanmôre 'n klip gooi na iemand toe, as ons wil. Maar hierdie man, dis dan vir my snaaks, hoe die mens is. Ons sien baie keer, sien ons die hand van die Here waar hy besig is. Ons sien waar God se hand besig is, waar die Here besig is om lewens te verander. Mense uit hulle omstandighede uit te haal. Verstaan jy so, hier loop 'n Fariseer, Jairus. Hy's oral. Verstaan jy? Want jy sien hulle het 'n jaloesie op dit wat Jesus. Want jy sien die woord praat van duisende, horde mense het altyd vir Jesus. Want die mense het 'n behoefte, die mense het 'n honger, die mense het 'n begeerte. Hulle soek liefde man, hulle soek iemand wat omgee. En hier is nou die regte persoon. Verstaan jy? Hier is iemand wat omgee. Jy sien, Jesus het
Van die begin tot op die einde aan die kruis, het hy waarlik vir mense omgegee. Hy het mense gehelp. Hy het nooit 'n oomblik laat verbygegaan as hy nie kan iemand help. Jy verstaan jy die desperaatheid wat ek in ons gemeente en ons harte moet begin kry vir verlore siele. As ons daardie desperaatheid, maar jy sien, daar's mense wat jaloers is van op jou desperaatheid. Daar's mense wat jaloers is oor die gees van God binne jou en Eddie. Verstaan jy, daar's mense wat jaloers is as God jou begin optel. Verstaan jy, hier sien die klomp fariseërs en hulle sien hier's iemand wat die hele Joodse volk is agter hulle aan, want hulle het 'n behoefte. En hierdie Jairus is een van daardie. Hy loop rond en hy loop 'n soek fout oral waar hy gaan. Hy wil net kyk waar hy iets teen Jesus kan kry. Hy wil 'n vinger druk na hom toe. Want jy sien, die man met die verdorde hand is binne in die sinagoge, is hy gesond gemaak. En Jairus het dit gesien. Jairus het dit gesien. Hy het gehoor van die besetene van Gadara wat gesond gemaak is, daar tussen die graf. Hy het dit gesien. Hy het rond beweeg. Jy sien, want 'n mens wat jaloers is, want hulle kry nie meer die aandag wat hulle moes gekry het nie. En hulle beweeg en hulle kyk oral. Hulle sien hoe Jesus wonderwerke doen. Hulle hoor die preke. Verstaan jy? En niks van hierdie goed roer hulle harte nie. Dis wat vir my hartseer maak. Niks van hierdie dinge roer hulle harte nie. Verstaan jy? Want ons is so godsdienstig. Ons is so met klappe oor ons oë, man. Ons is so toe vir ons eie. Dit wat ek sien, hoe ek die Bybel verstaan. Verstaan jy? Ons is so toe oor hierdie goeders, dat ons nie die hand van die Here sien in mense se lewens nie. Want God wil nie hê dat mense moet seer kry. Verstaan jy, man? Want die Here wil mense gesond maak, man. Die Here wil mense help, man. Die Here wil mense uit hulle omstandighede uitkry. Maar daar's jaloerse mense wat oral loop, rondloop, saamloop. Verstaan jy wat die Here dien en wat gebruik word? Verstaan jy, man, vanmôre wat die gees van God in jou lewe het. Daar's mense wat jaloers is op jou en hulle loop hou jou dop waar jy fout maak en hulle sal 'n wys vinger en jy's geduldig dit en jy's geduldig dit. Dis presies wat Jairus en sy klomp owerstes gemaak het met Jesus. Hulle sien, verstaan jy mense, wie wat vir my hartseer is. Dit is my vreeslik hartseer. Ons sien die grootste wonderwerk wat daar kan wees, is waar Jesus 'n siel tot redding kan lei. Waar die gees van die Here deur mense se lewens waai, man. Verstaan jy? Ek en jy kan nie iemand, ons kan nie mense by die Here uitbring. Ons prys, ons spreek lewe met broer in Jesus naam. Verstaan jy, ons kan nie iemand by die Here uitbring nie. Verstaan jy? Maar as die gees van die Here, hy kom waai deur mense en skielik is 'n lieplapper 'n man van God. Amen. Hulle praat daar van lieplappers daar. Skielik is 'n lieplapper het opgestaan en hy mens geword, man. Verstaan jy? En dit is vir my kosbaar. Verstaan, want God bring verandering. Hoeveel keer sit ons in dienste, maar ons kom sit er dood. Ons kom sit er dood. Kom ons met vier. Kom soek ons iets by die Here. Mense, as ons hier met 'n verwagting kom nie, as jy hier na toe kom om maar net kerk toe te kom, dan gaan jy net so leeg hier uitstap. Verstaan jy, maar as jy hier kom en jy kom soek, maak jy saak waar jy gaan nie. Mense, as jy die woord van die Here hoor, dan kom daar verandering, want my gees is ingestel. Ek is moeg vir die lewe. Ek soek antwoorde, man. Verstaan jy? Ek het 'n honger en ek het 'n begeerte. Here, hier storms in my lewe. Verstaan jy? Maar dis soos Jairus, hy hoor. Hy en sy mense hoor die boodskap van God. Hulle sien die wonderwerkende hand van die Here. Hulle sien hoe mense se lewens verander. Jy's mense. Hoe kan 'n mens nog jou hart so verhard dat jy sien wat God doen? Jy hoor sy woord, maar ons onderdruk ons gewete. Ons smoor ons gewete. As die stem van die Here met ons praat, dan maak ons gewete dood. Here, ek hoor, maar ek wil nie hoor nie. Ek stel nie belang nie. Verstaan jy, ons is jaloers, maar in dieselfde asem is ons jaloers oor iemand anders wat opgestaan het, wat 'n verskil wil maak. En jy sien hoe hierdie mens begin blom. Jy sien die lewe van die Heilige Gees. Dis Jairus. Hier's klomp
klomp van hierdie Jairus. Hier's derduisende van daai goed wat hier rondloop om en hulle is 'n vervloeking hier in die wêreld, man. Verstaan, want hulle kan nie die negatief. Daar's niks positief nie. Maar jy sien ons God werk anders. Hey, ons God werk anders. Jy sien die een oomblik, toe sit 'n wys en nog vinger en die pinpoint en hy's negatief oor elke ding wat die Here besig is om te doen. Hy volg Jesus en hy sien net die negatiewe en die volgende oomblik, toe kom daar 'n boodskap. Hey, dis daarom die vinnigste wat jou mind change. As daar hartseer in jou lewe inkom. As daar bedroefdheid in jou lewe inkom. Ons is vreeslik arrogant totdat jy die dood in die oë staar. Totdat daar iemand in 'n hospitaal lê en jy weet dis nou laaste. Daar kom 'n boodskap. Jairus, jou dogtertjie, is baie siek. Kyk, sien jy hier, kyk verleer owerste. Negatiewe dinge praat teenoor God, man. Verstaan jy? Hy kan Jesus net vervolg en afbreek en negatief versaai. Ons weet hoe die Fariseërs oor Jesus gevoel. En in die volgende oomblik, toe kom die boodskap, jou dogtertjie is sterwend. En skielik change sy mind. En hy weet, dis wat hartseer maak. Dis wanneer jy dood in die oë kyk, dan verander ons hart en ons begin besef, maar ek sal nou moet, hier's nou 'n probleem. Ek sal my gesiening en my gesindheid en my attitude sal ek nou moet verander. Verstaan jy? Ek sal nou moet begin change. Hoeveel keer het ons partykeer miskien die dood in die oë gekyk? Hoeveel van ons sit hier vanmôre dalk in hierdie gemeente, in hierdie diens, wat al gebesef het ek moes dood gewees het? En 'n siekbed bring jou by Jesus uit. Want hy het gesien. Jy sien, hy het gesien. Hy het gesien hoe Jesus mense gesond maak. Hy het dit gesien. Maar die negatiewe hart, die verdeelde hart, dis hoekom ek altyd sê mense, ondersoek jou hart met alles in hierdie lewe. Ondersoek jou hart, man. Maak seker, verstaan jy, as ons voor die Here kom staan, dat ons hart voor God kan rein wees, man. Dat ons hart opreg. Verstaan jy, maar 'n liefdevolle God. Hy wys hom nie weg nie. Hy weet wat het hulle gedoen. Verstaan jy hoe vreeslik? Dis hoekom daar die kruiswoorde. O, Heer Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Weet as jy seker die mooiste kruiswoord wat daar kan wees om jy nie. Vader, vergeef hulle, want Jesus weet wie sit agter alles. Hy weet dat jy eers gedryf is deur die Satan. Hoeveel van ons het self hierdie dinge, ek hoor baie keer, nee, ons doen baie werk hier, nee, ek gaan nie kerk toe nie, die kerk het my seer gemaak. Hey mense, asof die wêreld jou nie nog meer seer maak daar buitekant nie, maar ten minste kan jy dalk God hier ontmoet, man. Amen. Jou lewe kan verander. Moenie met 'n gesindheid sit van, daar jou kerk het my seer gemaak. Ek kom, ons doen 'n huisbesoek. Ons probeer, ons is desperaat hier, man. Ek praat met mense oor die Here. Ek wil nie hê iemand moet verlore gaan nie. Al lyk dit miskien so, ek wil nie. Omdat ek is desperaat in my hart. Versaai, ek kan nie sê vanmôre, ek dien die Here, maar ek is desperaat in my hart, dat jy by die huis van God moet uitkom nie. Mense kyk hierdie goddelose lewe. Ons spandeer ons tyd aan bose trek. Maar as ek by die huis van die Here het my sê, die kerk het my seer gemaak. Wie het jou seer gemaak, man? Dis jou eie gesindheid wat jou seer gemaak het. Maar as jy die dood jou kom besoek, as siekte jou kom besoek, dan weet jy waar die huis van God is. Jy sien as jy weet, hier is 'n ongeneeslike siekte in my lewe. Hier is familie wat baie na my hart is. Hier het 'n ongeluk plaasgevind en hierdie man lê sterwend. Waar is dit so teen ons skuur, as dit 'n kind is, of dit is 'n vrou, of dit is 'n man vir wie jy omgee, dan het die kerk my nie seer gemaak nie. Dan storm ons na die huis van die Here, dan begin soek ons God, man. Verstaan jy? Maar weet jy wat vir my mooi is? Dat die Here draai nie sy rug op jou nie. Hy weet hoe jy gepraat, hy weet hoe jy gevoel, hy weet hoe was jy teen hom gewees, maar toe jy uitroep, hy sien jou hartseer.
Jesus sien jou hartseer. Hy worry want hy weet hierdie negatiewe dinge wat ons praat, maak hom seer, maar nogtans weet hy wie sit agter hierdie dinge. En as jy uitroep, Israel het hom soveel keer teleurgestel, soveel keer, en weet die Here sê, en elke keer as hy hulle 'n straf, dan kry hy berou. God kry berou. Mense, God kry berou oor dit wat hy doen. Hy sê, ek vergewe julle. Al het hulle hom hoeveel keer teleurgestel, al het jy die Here hoeveel keer vanmôre teleurgestel. God kry, hy wil jou help, man. Hy wil nie jy moet weg. Hy sal nooit sy rug, anders sou jy nie vanmôre jou oë oopgemaak het. God draai nooit sy rug nie. Hy sien jou trane. Hy sien as daar behoefte in jou huis is. Hy sien as daar hartseer. Ons weet daar's klomp hartseer, man. Daar's klomp dinge in hierdie lewe wat gebeur. Maar verstaan jy, en hier kom, en Jesus en die almal is op pad na Jairus se dogtertjie toe. Maar jy sien, hier kom 'n ding tussenin. Hier kom 'n ander probleem. Kom ek dit gou hier 'n bietjie water kry. Hier kom 'n ander ding. Hier's 'n struikelblok. Hier's 'n ding wat keer. En dit is die vrou met die bloedvloei. Hulle is op pad. Meester, u dogtertjie is besig om te sterwe. Hierdie man gee alles oor. Hy gee nie meer om wie sy nie. Hy worry nie meer daaroor. Hy gee nie meer om wie wat van hom dink. Want die woord van die Here sê, en 'n trop het hom geagtervolg, terwyl Jesus op pad na sy huis toe. 'n horde mense is agter hom aan om te kyk, want hulle weet hoe Jairus gepraat. Hoe hy saam met die klomp fariseërs, die verraaiers, verstaan jy, die opstandiges, die rebelle. Hy het saam met hulle gepraat. Hy was die hoofrebel gewees. Hy was die hoofverraaier gewees, man. Hy was die hoofgodlasterlike een gewees. Verstaan jy? Maar Jesus hy sê, kom ons gaan. Maar jy sien alles by die Here het 'n les om te leer. Amen. Daar's altyd 'n les om te leer. Yes. En terwyl hulle op pad is, toets hy hierdie fariseer se hart, Jairus. Want hier kom 'n vrou op sy pad. Ons weet van daai vrou van die bloedvloeiing, ons ken nou die hele storie, gaan lees dit daar. Hier kom 'n vrou. En hy gaan breek. Hy gaan stop. Hey, God weet wie hy is. God raai nie wie hy is. Hy weet ek is. Maar ek en jy weet nie wie ek is. Amen. Want as hartseer in ons lewe kom om dan weet ons nie meer wie ek is. As daar bedroefdheid is ek is by die deur. Ja, dis wat gebeur, mense. As hartseer in ons lewe. En Jesus weet dit. Jesus weet dit, want alles in hierdie lewe gaan oor geloof. En vertrou my. Vertrou my, man. Maak die saak hoe duister en donker. Maar vir die Here Jesus om te hoor, jou dogtertjie is sterwend. Maar hy is die een wat haar gemaak het. Hy is die een wat haar gemaak het. Hy is die een in wie se hand dood en lewe lê, man. Hy is die een wat genesing kan laat plaasvind. Alles gebeur deur hom. So vir hom is geen probleem of siekte te groot. Niks. Nie een van jou probleme is te groot vir God. Niks nie. Maar die Here Jesus stap. En hier kom hierdie vrou. En hy loop breek. En die woord van die Here sê, en sy kom, sy raak in sy soem, sy raak in sy rok, en hy voel hoe die krag uit hom. Want jy sien, hy is die God van genesing. Hy is die God wat uit die dood het laat opstaan. Ek het dit daar op ons groepie gesit. Hy is die God wat gesond maak. So hy voel, hier loop krag uit hom my. En hy vra, wie het my geraak? En 3000 aan hom geraak. Jy sien hier is 'n groot ding rondom hierdie vrou wat ek net so vinnig verdeeg. Ek wil nie te lank staan op. Hier's 'n groot ding. Hierdie vrou is verneder. Kyk hierdie twee gevalle. Hier's die dik ding, die kolonel of general, wie hulle ook nou is. Elkeen het mos 'n groter rang.
Ewen die apostels, om en die profeet, dat ook nou generaal apostel, Ja. of kaptein profeet, ek weet nie hoe noem hulle die goed nie. Versaai, want ons is nou meer dokters as wat ons nou maar net dienaars is. Versaai, Amen. dit is verskriklik maar. Ja. En niemand komt tot redding onder dokter en kaptein profeet, generaal apostel. Versaai, ons moet nou rangen, dis asof dit op weermag is, maar klomp belaglike goed. God ken nie. Kyk hierdie twee gevalle. Hier is 'n man van aansien. Hier is 'n vrou van verneder. Ons weet wat bloedvloeiend, as ons mooi die Joodse wette gaan lees, sy mag nie hier gewees het. Sy mag nie tussen mense gewees het. Sy mag deur niemand aangeraak gewees het. Waar sy gesit het, moet daai plekkie skoon gemaak word, nie asof sy gemors het, nee, net omdat sy onrein verklaar is. Hoor jy wat die Here vanmôre sê? Omdat sy onrein verklaar is. Om weet jy hoeveel loop hier om Port Nolloth? Ja. McDougall in die wêreld wat onrein verklaar is deur ons. Ja, wat onrein verklaar is deur ons. Wat so verneder is al. So verwerp is al. En die Here Jesus sien hierdie desperate persoon. Hy weet wat hy gaan doen, man. Hy weet hy's God. Maar hier is iemand wat sy selfbeeld vernietig is deur die kerk. Nie deur die wêreld nie. Die kerk het die reëls en regulasies ingestel. Jy's onrein. Hoeveel mense soek in hierdie Port Nolloth nie Jesus Christus? Wat onrein verklaar is. Jy's nie goed genoeg nie. Jy's 'n klad op die dorp se naam. Jy's 'n klad vir die kerk. Jy's 'n klad in Christus se naam. God sien jou nie raak nie. Jy's 'n klad vir die samelewing. Jy's onrein verklaar. Jy's gemors. Jy's niks werd nie. Niemand wil jou sien nie. Yeah. Halleluja! En nou wat hierdie vrou by Jesus kom soek en Jesus net wil herstel en Jesus net hierdie arme, patetiese oë wil oopmaak is om te sê, sien, hierdie vrou se hart bloei. Los die bloedvloeie. Haar hart bloei. Haar hart bloei. Omdat sy onrein verklaar is deur die samelewing, bloei haar hart. En niemand sien dit raak nie. Niemand sien die desperaatheid van hierdie persoon raak. Ek soek net iemand wat my ook kan raak sien. Ons wat met die reep gewerk het, hoeveel duisende, man, ek sê nie daar's duisende wel, maar hoeveel duisende lê op straat rond. Wat die Here sê, wat net binnekant uitroep, sien my net raak, my hart bloei. Ons hoef nie eens in 'n reep te gewees het nie, maar ons kan net stikkend wees as gevolg van omstandighede, van hoe ons groot geword het, van die hartsraad aan die Maria wat so in die weesheid. Verstaan jy? Daar's nie liefde nie, daar's nie omgee nie, daar's nie waardering nie. Al wat ons soek in hierdie lewe is net liefde en aanvaarding. My hart bloei vir liefde en aanvaarding. Verstaan jy? So ek sal my lewe waag, sê hierdie vrou. Ek sal my lewe waag, want ek weet ek kan doodgemaak word. Verstaan jy? Maar as ek net aan sy soom kan gepraat, sê wie Sondag manne toe lê, wie kry nie geslaap nie, man. Want die Here sê kom raak net my soom aan. Verstaan jy? Ek ken van vernederende pad. Ek ken van afbreek. Ek ken van sleg sê, man. Verstaan jy? Maar ek kry nie geslaap, ek moet later opstaan. Want hierdie stem wat hier in my sê, kom raak my soom aan. Want ek vra altyd, Here, wat moet ek Sondag vir u mense sê? Hy sê kom raak my soom aan. Kom raak my soom aan. Vanmôre sit hier baie mense wat verwerp is deur hierdie wêreld. En verwerp is deur jou geliefdes en familie en vriende. Die Here sê vir jou vanmôre kom raak my soom aan. Kom raak my. Ons kan dit nie op ons eie doen.
God is die een wat die krag het. Ons kan nie, ons het dit. Ons kan nie vir onsself help nie. Ons moet aan sy soon vat. Ons moet so desperaat wees, man. So desperaat, al kom val jy by daai kerksleer van dronkheid, man. Al bedwaal jy soos 'n skaapron van dik gerook. Maar al kom loop jy by hierdie kerk in, soos wat ons in Okahanja in 'n straatdiens, 'n openligdiens, wat 'n prostituut met net so kort rokkie, voor Christine kom neerval en sê, ek soek hier. Ek noem hierdie maar op, elkeen sit met sy eie. Hoeveel van ons is die deur ons geliefde so sleg gesê en afgebreek? Al wat ons ken is net die bitter kant, die seer kant, die lelike kant. Jesus sê vanmorgen, kom raak my soon. Amen. Is net hy. Net hy. Net hy. En wie wat wil Jesus vir Jairus wys? Hy wil vir hom wys. Jairus sien jy hierso. Hier is desperaatheid. Hier is desperaatheid. Hier is iemand wat bereid is om met haar lewe te betaal as sy net Jesus se soon kan aanraak. As ons net Jesus, jou omstandighede is te groot vir hom, man. Maak nie saak hoe sleg en lelijk, jou omstandighede is vir God nooit te groot nie. Geen net oor, man. Geen net oor. Jy moet bereid wees om te sterwe. Here, ek is bereid. Hulle kan my maar doodgooi met klippe vandag, maar ek gaan dan nie so maak. Yes. Ek gaan kruip tussen hierdie klomp vals goed deur, maar ek gaan by Jesuum uitkom. Ek gaan kruip tussen hierdie klomp skinderbek en laster. Ek gee nie om hier. Hulle kan my maar trap. Hulle kan my trap, Heer. Hulle kan my maar slaan. Hulle kan my maar verwerp. Hulle kan my maar afbreek, maar ek gaan in Jesuum gryp vanmorgen. Amen. Ek gaan nie los, want my hart bloei. Nee, nie moet die ander bloei, my hart bloei. En jy sien, Jesus het 'n hart gesien wat bloei. Dis wat hy gesien het. En hy herstel. Hy sê, staan stil. Hy herstel hierdie vrou se aansien in die gemeenskap. Amen. Hy wil vir Jairus sê, kom van jou troontjie af. Want dit gaan nie net oor jou in die lewe nie. Dit gaan nie net oor jou dogtertjie wat dood is, besig om dood te gaan nie. Daar's ander mense wat ook behoefte het. Ja. Mense, ons is so gekonsentreer op net ons behoefte om is dit die waarheid. Ons worry nie oor ander mense nie. Ons gee nie om nie. As ek right is, solank ek fyn is, ek gee nie om oor die wêreld nie. Maar die wêreld verval en die wêreld is stukken, maar as ek right is. Ja. Wat sê Jesus vir Jairus? Hy sê, my broer, glo net. Relax jy. Glo net. Glo net. Jairus sien wat hier gebeur. Jy sien die vyand kom. Ek is al lank as moet preek af. Ek het nie altyd so fyn geskiklik eers weet waar daar staan. Wie as God se genesing op die hand is. Wie kom by Jairus aan? Die Satan. Deur 'n mens. En die Satan kom sê, want jy sien, jy het miskien nou al gebid vir deurbraak, finansiële gesondheid, ek weet nie enigiets waarvoor jy die Here vertrou, wat jou seermaak, wat jou hartlik bloei, vanmôre. Verstaan, jy het gebid, en die deurbraak kom nog, en jy verstaan nie wat aangaan. Die Satan kom. God weet van die dogtertjie. Hy weet. Jesus weet van die dogtertjie. En hier kom Jairus se klomp nabootsers, pelle. En hulle kom sê vir hom, Jairus, jou dogtertjie het gesterwe. Hoor die saak. Meneer, die dogtertjie, kyk wat sê hy verder. Hy sê, moenie verder die meester plan. Hoor jy vanmôre? Die Satan wil hê, jy moet ophou bid. Satan wil hê, hou op glo, hou op bid. Jou dogtertjie, jou probleem is klaar buite hand. Dit het klaar hand uitgeruk, los dit. Die dogtertjie is dood.
Hou op die meester, hoor nou die pragtige woorde. Die engel van die lig, vyand van die kruis. Leenaar. Hy kom vertel vir jou vanmôre, maar hou op die meester pla, jou kind is klaar dood, man. Jou probleem is klaar hand uitgeruk. God sal nie vir jou help nie. Hou op die meester pla. Dis wat hy sê. En nou net het Jesus vir hom gesê, ja, iris glo net. God toets ons geloof ook. Geen probleem is te groot. God toets ons geloof. Ek is op pad. Maar hier is iemand tussenin wat ek wil hê jy moet sien dat alles nie net oor rondom jou gaan nie. Ek wil hê jy moet sien hier's net so 'n desperate geval. Ek wil hê jy moet sien hier's iemand wat sy selfbeeld herstel moet word voordat ek by jou kom. En dan kom hy daar en dit huil. Kyk, hulle het mos daai jare, moet tog nie maar hier ou klomp hier nie. Hulle het daai jare mos so mense gehuur om te kom huil by jou begrafnis. Yes. Ek is 'n happy mens dat ek sulke lelike gesigte wil sien. Nee, kom lag man, ek is hemel toe. Amen. Wees bly, ek is hemel toe man. Daai jare het hulle mense gehuur om te kom huil. Nee, jy nou nagemaakte huil gesien. Nee, genade. Ek druk hom daar na my. Nee man. Is nagemaakte huil. En Jesus sê raak stil toe hy daar kom en sê, "Wow, julle kom vals goed." Ja, julle huil nie regtig, julle lieg. Raak stil. Hy sê daar raak stil julle. Hy vat autoriteit. Hy vat autoriteit oor die situasie. Amen. Amen. Jy, waar is die Satan nou? Ek gesê moenie die meester plan nie. Die meester hier en hy's op pad. Hy is op pad vanmôre na jou toe. Want jy het ook in sy soem geraak. Is dit nie waar nie? Jy moet net bly, vertrou. God gaan deurkom vir jou. Bly net vertrou mense, ek smeek dit vanmôre. Bly vertrou, ek weet ons geloof. Want die Here sê of dan sy woord staan wat baie gesoek het, Here, kom my ongeloof tog tegemoet. Bly vertrou van ons kant af. Jy kan. Wat sê die naam so? Jy kan man jou vas met jou lewe in daai soem. Al sleep hulle soos 'n donkie agter jou aan. Jy hou vas, daai donkie kan maar loop. Ek kan. Ek hou vas. Ek sal jou opgee, die Here. Verstaan jy, as ek so lank ek daar hou vas, weet ek dat die Here my geloof sal versterk. So ons moet van ons kant af, moet ons God vertrou, man. Ons kan nie aangaan met die wêreld nie. Nee, ons hou vas, ons kan. Want hy's op pad. Hier tussenin gebeur dinge wat nou meer aandag nodig het. Maar hy's op pad. Hy sê vir hulle sy slaap dit man. Here, ek gaan nou nie so doen. Ek weet wat dood is. Veral as jy by die begrafnisondernemer werk, dan behoort jy seker te weet wat dood is. Ja, ons is besig om lijkskou te. Nou sê u vir my, sy slaap. Here, u weet seker nou nie mooi. En as Jesus daar kom, dan sê hy vir haar, dogtertjie, staan. Dis ons God. Dis ons God. Amen. Ek wil vir u bemoedig en versterk uit die woord. Dis ons God. Hy sien jou dooie kind. Hy sien jou dooie omstandighede. Hy sien jou bloeiende hart. Hy sien waarna jy oproep. Los die wêreld. Hou vas aan sy soem. Hy's op pad. Dis die Satan wat sê, hou op die meester pla, dis klaar te laat. Dan moes jy dood gewees het. Nee, as hy by jou uitkom, om jy dit sê, staan op. Jy, mense, het jy gesien as God
ingegryp het in jou omstandighede. Die blydskap, die woord sê, en jou dogtertjie het opgestaan, en sy het rondgehardloop asof niks. Ek sal ook van vreugde. As my omstandighede so duister en donker gewees het, man, dan sal ek ook rondhardloop, man. Ek sal ook vreugde in my. Hey, die Here het my nie vergeet nie. Hey, man, God het vir my weergekom. Hey, is dit nie waar, man? Hey, sê halleluja. Amen. Ja, natuurlijk. Die Here het jou omstandighede verander. Jy bly glo. Jy bly glo en jy hou vas aan sy soen. Hy sê, jy Iris glo nie. Glo ek is. Hy is op pad. Amen. Kom ons sluit ons. Halleluja. Ek wil vanmôre vra as hier enigeen van ons is wat gebed nodig het. Maar ek wil vanmôre vra, kom staan by my. Want ek het self vanmôre gebed nodig. So jy moet vir my ook kom bid. Ek sal vir jou bid, maar jy moet vir my ook bid. Ons gaan nie haastig wees. Ons gaan die Here vertrou vir 'n deurbraak in jou lewe. Ons gaan die Here vertrou vir 'n deurbraak in jou lewe. Moenie skaam wees. Moenie skaam wees. Moenie skaam wees, God wil iets groots doen vir jou. Maar ons moet vanmôre kruip by die Here. Jy moet, al kos dit jou lewe vanmôre. Maar vanmôre gaan jy nie opgee. Vanmôre gaan ons nie opgee. Ons gaan God vertrou. Amen. Ek bid man, ons gaan God vertrou. Regtig waar, want dit is net ons Here wat kan verander. Wat omstandighede kan verander. Ons gaan God vertrou. En ons gaan ernstig voor die Here wees. Baie, baie ernstig. Ons gaan ernstig. Prys die Here. Fritsie, ek bid ook vir jou man. Maar ek bid vir julle. Julle is vir my kosbare mense. As ek julle nie 'n Sondag hier sien nie, dan wonder ek waar is jy. Prys die Here. Wonder. Amen. Vader, ons steek vanmôre ons hand na U uit. Ons steek werklik in my hart, Here, steek ek my hand. Ek staan vanmôre tussen my en my gemeente, U gemeente. Ek is tussenganger vanmôre, Here. Ek roep vanmôre, o Heilige Gees, dat U ons sal genees. U ken elke een van ons hart vanmôre, Here. Ons hoef dit die hart bekende. U ken elke een se hart vanmôre. U hoor elkeen se uitroep vanmôre. U sien die honger en die begeerte. U sien vanmôre hierdie bloeiende hart vanmôre, Here. U sien hoe ons verneder is deur sonde. U sien hoe ons verneder is deur die gemeenskap of wie ook al my God. Maar ons kom vanmôre, Here. En ons kom storm na U, Here. Soos jy Iris nie meer ge-worry het oor sy aansien nie, of wat mense van hom gaan sê of dink nie. Die woord sê hy het gekom storm en het op sy knieë voor U kom neerval. En hy besef, daar's net een wat hierdie omstandighede van my kan genees en kan red, Here. En ons kom vanmôre en ons kom op ons knieë voor U, my God, en ons vra, Here, raak elke een se behoefte aan, my God. Maar praat in ons harte met elkeen. Praat in ons diepte. Here, spreek tot ons gees vanmôre, Here, waar ons verkeerd doen. Laat ons nie verder, die Here sê so mooi, hy sê so mooi, gaan in sondig nie meer nie. Laat jou geloof, volg my sodat jou geloof kan groei. Kyk waar ek besig is, sodat jy jouself kan versterk.
erg in my. Dankie Here dat ek dit vanmôre van U kan bid. Elkeen wat hier staan, ek ingesluit by God, het so behoefte. Daar's geliefdes by die huis, Here, wat vanmôre net so 'n behoefte. Daar's kinders in ons lewens wat net so 'n behoefte. Daar's vriende in ons lewe, Here, wat ook 'n behoefte. Ons tree vir hulle in. Ons raak stil voor U, my God. Ons weet vanmôre, dis net U. En ek weet vanmôre, Here, al lyk dit of U ons vergeet het, of dit lyk soos wat hierdie Here sê, die meester hou op die meesterplaas. Ons sal nie, Here, ons sal bly bid en ons sal bly vertrou. Al lyk dit of daar nie uitkoms is, ons weet U is op pad vanmôre, my God. U sal vanmôre help, Here. U sal vir ons deurbraak bring, my God. Op U tyd, Here. Op U tyd. Want niks is vir U te groot, geen dood, Here. Nie is die dood nie. Al kom ons in U Gabriël huis aan en daar's 'n uitroep, die dogtertjie klaar gesterwe. En daar's 'n geween en 'n geknars van tande. Ons omstandig niks, my God. Alles is nou duister. Sy het net geslaap. Sy het net geslaap. Ja, Here. Dit beteken ek is in beheer. Ek is in beheer. Jesus is in beheer. Hy het net geslaap. Sy het net geslaap. O, Here. Wat 'n bemoediging vanmôre in ons harte. Ja, Here. Om as U vir ons sê, hy het net geslaap. Sy het net geslaap. Hierdie mense het my maar net nog nie geken nie. Hulle het net geslaap. Maar die oomblik as U aanraak, as U genees, as daar lewe en doodsbene kom, as daar lewe en doodsbene, o Here, wat 'n groot vreugde in elkeen se lewe. As daar lewe en doodsbene kom, my God, dan huppel ons ook soos daai dogter, asof niks gebeur het. Daar's geen siekte meer. Jesus het my aangeraak. Jesus het my aangeraak. Sy gees het deur my kom waai. Sy bloed het deur my kom vloei. Daar het genesing gekom vir liggaam, siel en gees. O, prys. Yes, Vader. Daar's 'n stem wat weer galm van die kruis af. Vader, vergeef hulle tog. U weet. Hulle het onverskillig opgetree. Maar hartseer het hulle dit gebring by die kruis. Hartseer eintlik beteken daar's nie meer hoop nie. Die dood. Ons staar die dood, ons staar dood ons finansies, ons staar dood in ons familie. Ons sien hartseer raak. Vergewe hulle, Vader. En God het gehuil saam met sy seun. Want God sien ons omstandighede en hy huil saam met Jesus. Want hy sien jou begeerte, jou behoefte. God huil saam met sy seun. Die Heilige Gees huil saam. En God het berou gekry oor dit wat hy gesien het. En God het ingegryp. En daar lewe gebring. Ons bid dit, Here. Ons smeek dit van U, Here. Here, ek bid vir ons gemeente. Ek bid vir ons gemeente, dat ons die diepte van die Heilige Gees sal ontdek. Maar hoe meer is, ek bid vir my julle daar, by elkeen wat vanmôre die woord van God verkondig. Here, ek bid, my God, dat daar 'n ophemel, 'n opvlam sal kom, 'n soeke en 'n honger en 'n dors na Jesus. Ek glo, want ek is aan sy soon. Ek is aan Jesus se soon. Ek glo. Ek hou vas. En ek voel hoe sy krag deur my vloei. Ek voel dit, ek ervaar dit. Ek beleef dit. En ek maak my opgewonde want ek weet hy is op pad aan my. Hy is op pad. Dankie Here, elkeen. Raak U vanmôre aan op die skouer. Soos vir Maria daar by die graf. En U sê, Shalom. Shalom. My vrede is by U. Ek het jou hand gesien. Ek het jou bloeiende hart gesien. Ek het jou behoefte gesien. Ek het jou hartseer gesien. Shalom, ek is op pad. Dankie Here. Amen.
lekker die Here loof. Yes man. Vibes, jy moes daai ander ene gesing. Wat is daai wat julle laaste? Of voorlaaste, ek weet nie waar dit is. Wat julle nie gedoen. Amen. Kom ons steek ons en dankie om Eddie. En Eddie wil vir my bid, dankie. Vader, dis in die naam van Jesus dat ek na U toe kom, Here. Want sonder U kan ek niks doen nie. Dankie Heilige Gees dat U my bekragtig het om dit te doen. Vader, U het nog 'n jaar by pastoor se lewe bygevoeg, Here. Hemelse Vader, baie dankie, Here, dat U hom magtiglik hier kan gebruik, Here. Here, baie dankie dat ek sien die verhouding wat hy met U het. Die begeerte wat hy het, Here, dat nie een siel moet verlore gaan nie, maar dat siele die Here moet aanneem. Daarom bid ek vanmiddag, Here Jesus Christus, dat U homself met 'n bo-natuurlike salwing, Here, dat U hom magtiglik sal gebruik hier in Port Nolloth waar U hom gevestig het, Here, waar soveel behoefte is, soveel hongersiele is met God, in die naam van Jesus, Here. Here, ons kan niks doen sonder U nie. Daarom gebid ek dat die Heilige Gees, Here, hom magtiglik sal gebruik. Here, ons het nie reddingsvermoë nie, Here, maar U kan ons gebruik om die woord te spreek, Here, om die saad te saai, wat U self sal laat groei, in die magtige naam van Jesus. Vader, U ken die begeerte van sy hart. Gee hom, Here, dit wat hy mag begeer, in die magtige naam van Jesus. En ek eer U daarvoor, Here. Ek eer U, Here, Port Nolloth sal sien, die getuienis wat U gebruik deur Willem van Wyk, Here, in die naam van Jesus. Here, gee dat U ons sy arms omhoog sal hou, dat ons altyd deur vir hom sal bid. Nie sal jaloers wees op sy geestelike vooruitgang nie, maar Here, dat ons weet, dis wat U kan doen, Here. Want wat vir die mens onmoontlik lyk, is vir U moontlik. En ons eer U daarvoor, vir wat U kan doen. Ek bid dit in Jesus naam, en met baie danksegging. Amen. 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 Jessie, ek is nou so, ek staan 'n ry. Ek het English blazer gespuit, maar ek is so gedruk vanmôre deur die anties hier, so dat ek nie meer weet wie se sprei ryk ek nou hier aan my. Kom ons staan en die sangers lekker saam. We
baie dankie vir elkeen wat 'n dingetjie in die dag spesiaal maak. Ek waardeer dit werklik. Die almal is vir my so spesiaal, vir ons. So en ek glo ek is vir julle spesiaal. Nie is almal. Te laat. Kom ons ontvang die Gees van die Here. Seën van die Here. Here seën ons by God. Dankie dat U ons ingaan en ons uitgaan bewaar, Here. Dankie dat U hand van beskerming oor elke een van ons is, Here. Dankie, Here, dat U bloed ons toemaak en dat niemand naby ons kan kom. Dankie, o Heilige Gees, dat U herstel wat die Satan kom vernietig. Dankie, my God, dat U by ons stil staan vanmôre en dat U wil vir ons optel en bemoedig. En ons wil herstel in die samelewing vanmôre, Here. Dankie, my God, dis 'n liefdevolle God. Dis 'n omgee God. Dankie, Here. Ons loof en ons prys U vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons aan hier, niemand mag huis toe gaan nie. Fritsie, julle kan ook 'n koekie kom eet.